Hallo julle. Hallo daar. Ons het nou verlede week gepraat oor 'n mens se binne weet, daai dieper sin of dieper stem wat vir ons die pad aandui. En hierdie week Ekskuus net voordat ons heeltemal daarvan afstap. Baie interessante reaksie daarop gekry. Baie mense wat daarop gereageer het en terugvoer gegee. Dit was vir ons opvallend. So hierdie week wil ons by 'n ander kom ons noem dit ook 'n sintuig. As ons praat van ons gewone sintuie en ons praat van daai binnestem of die intuïsie ook as 'n tipe van 'n sintuig wat ons moet oefen, dan is daar nog een wat 'n mens kan na kyk, en dit is die sintuig van verwondering, van om regtig eintlik in verwondering te staan oor die lewe, oor dinge in jou lewe. En dit klink nie soos 'n sintuig nie, maar dit het 'n geweldige invloed in hoe jy die lewe beleef, wat jou belewenis van lewe is. Want dit is nou interessant dat 'n mens van sintuie praat, want eintlik gaan dit met sintuie hoe 'n mens jou weg in die lewe vind. Ja. En met die lewe omgaan. Ja. En hoekom ek dit as 'n sintuig sien is eintlik aan die hand van die boeke van Sarah Ban Breathnach, wat dit baie spesifiek gebruik, en wat sy sê is dat wanneer ons lewens leef met dankbaarheid, met ander woorde dankbaarheidsingesteldheid het met die lewe, en ook eenvoudig lewe, dan het ons 'n belewenis van skoonheid in die eenvoud, en van die eenvoudige mooi van die lewe. En dit bring by ons by 'n gevoel van verwondering oor die eenvoudige mooi, en 'n dankbaarheid. So dit is so 'n halfe pakket van om die lewe werklik te beleef en regtig die mooi daarin raak te sien. Ja. So baie positief, sou ek sê. En selfs wanneer dit met jou moeilik gaan, ek dink altyd daaraan, selfs as dit met jou moeilik gaan, is daar iets moois om raak te sien of te beleef. Jou kat wat op jou skoot kom lê. Dit kan 'n moeilike situasie in jou lewe wees, maar daar's hierdie klein, eenvoudige oomblikke wat vreugde bring. Ja. Iets waaraan ek nou net dink, dis 'n vraag wat dalk opkom, of dis 'n vraag wat by my opkom. Ek dink nie dit is iets wat jy kan produseer of kan voorgee nie. Nee, dit is ek dink dit is 'n tipe sintuig wat kinders nog baie sterk het. Ja. In voeling mee is. Ja. Nou, as 'n kind iets sien wat vir hulle net ongelooflik is, Ja. of as jy onder die sterre staan hier op Tafelkop, Ja. dan kan jy nie anders nie. Ja. Jy's net in verwondering, Ja. want dit is net so ongelooflik. Ja. Dis daai sintuig, dis daai gevoel, dis daai belewenis van iets wat groter as jy is, of wat net so mooi is dat dit jou Asem wegslaan. asem wegslaan. Ja. Ja. Maar dit is nie die geval van hoe gaan dit met jou jong, gaan maar moeilik, maar baie om voor dankbaar te wees. Ja, dis nie heeltemal daai nie. Dit is baie mooi dat 'n mens altyd nou ook in jou lewe, dat mens daai dankbaarheidsbeginsel daar het. Maar hierdie is meer 'n lewensingesteldheid van om vir die eenvoudige dankbaar te wees. Vir die eenvoudige dinge in die lewe dankbaar te wees. En ek dink weer eens, soos met die binnestem, om dit nie altyd te in te veel godsdienstige taal te sit nie. Ja. Dis net 'n belewenis, maar dis 'n diep binnebelewenis wat jou ook dan 'n belewenis van iets gee wat God eintlik wil hê jy moet beleef. Ja, want kom ons gebruik 'n praktiese voorbeeld. Dit is nou baie eenvoudig
Maar ons leef saam met die 2 honde en saam met die 2 katte in die huis. En Millie is die ou kat. En Millie het net 'n 1 akkoord woordeskat. Sy 17 jaar oud en in daai 17 jaar het sy nie haar woordeskat uitgebrei nie. Maar kom ons sê dit so, sy het een klank wat sy maak en die konteks sê vir jou wat sy sê. Dis reg. So dit is 'n groot woordeskat, maar dit het een klank. Maar lê die vaardigheid by haar of by ons wat dit kan interpreteer. Dis die groot wonder. Ja, dis die wonder. Jy moet die konteks, moet Ja, jy moet die konteks sien. Maar dit is so mooi om te sien, ons weet wanneer die winter aankom, Ja. wanneer hulle ons skote begin soek. Ja. Ja. Dis nie net 'n koue dag in die somer nie, dit begin winter word, want hulle kom op die skote lê. Hulle het oorgeskakel na 'n ander kos toe waaroor hulle absoluut gek is. 05:30 in die môre, dan sit hulle al hier langs 'n mens se kop en stamp aan jou en stoot aan jou, sodat jy kan begin om hulle kos te gee. En dan wanneer hulle klaar kos gegee is, dan het Millie hierdie een toon bevele wat sy gee, want sy soek nou hitte. Ja. En dan moet 'n mens daarop, en dit is eintlik, dis sulke dinge wat 'n mens gaan mis as sy nie meer daar is nie. Ja, dis nou half lastig nou, Ja, maar ja. dit is so persoonlik aan haar. Dit is so En ek Ja. dink net, dit maak die lewe geskakeerd. Hier is 'n mens het baie ander dinge wat jy aan jou dag aan aandag gee en dit, maar hier is 'n kommunikasie wat plaasvind en sy weet by wie sy kan gaan vra, wat sy kan vra. Dis 'n hele agtergrond wat daar plaasvind. Ja, en sy hou aan tot jy verstaan wat sy vra. Ja. Ja. As jy dalk nou nie mooi besef waaroor dit gaan nie. Ja, wel Dan gaan sy sy aanhou sê. Sy is 'n Paulus sou trots wees op haar van bid gedurig. Bid sonder ophou. Sy gee nie op nie. Maar dis die wonder van hoe dinge rondom dit uitspeel. Ja. Ja. Dit kos nie geld nie. Ja, dit is net sulke klein dinge Ja. wat die lewe nie eentonig maak nie. Daar gebeur eintlik so baie dinge in ons dae. Die ginkgo boom is besig om te verkleur. Hoekom wag hy later om te verkleur as die ander bome, as die okkerneetbome? Of ek bedoel, deur net te kyk, Ja. Ja, en net die kleur raak te sien. die kleur. Die ongelooflike geel van daai blare. Ja. Hierdie wat mense horse chestnut in Afrikaans wat reuse groot blare. Okkerneet. Wat sulke dis 'n ongelooflike mooi kleur wat dit word in die herfs. Maar daar staan 2 bome langs mekaar en die En dit is nie ene dieselfde nie. Ja. en die ene het so mooi geel kleur. Dit is Ai. een van ons ander huisbewoners wat net 'n oog oor die pere hier buitekant gooi. Ja. Maar ons lewe is nie net een skakering nie. En daardie skakering stel 'n mens op, ek dink deur aandagtigheid, Ja, deur oplettendheid, ja, deur bewustelik te leef. deur bewustelik te leef. Ja. En daardie verwondering lei tot meer verwondering. Die een ding En dankbaarheid. en dankbaarheid. En dankbaarheid. Ja. Ja. En ek dink dit is 'n ek dink 'n mens kan jou sintuie oefen. Ja, ek dink veral as 'n mens nou vir jouself vra, wanneer laas het ek in verwondering oor iets gestaan? Ja. En as dit lanklaas was om te sê, maar miskien moet ek bietjie uitkyk of weer dink, wat is dit wat regtig tot my spreek? En dalk het ek meer van dit in my lewe nodig. Ja.
Wees jagters van verwondering. En laat weet ons asseblief wat dit is wat vir julle so laat voel, julle asems wegslaan. Dankie julle, mooi bly daar. Mooi bly.